Alweer op die rooi tapijt. Ons lees Handelinge 25 vers 1 tot 12. 'n Nuwe besem vee skoon, so lui die gesegde. Porcius Festus is hierdie nuwe besem in Caesarea, en die Jode vestig al hulle hoop daarop dat Festus skoon sal vee. Skaars 3 dae na sy aankoms in Caesarea as splinternuwe goewerneur, vertrek hy na die kookpot van die provinsie, Jerusalem, om dinge vinnig daar te gaan regryk. Skaars is hy in die stad of die Joodse leiers takel hom oor Paulus. Hulle gooi hom toe met beskuldigings teen Paulus. Hulle smeek vir Festus, asseblief stuur tog daai belamal vir ons hier in Jerusalem. Doen vir ons daai een enkele ou gunsie toe. Maar hierdie is weer eens eintlik net 'n slinkse set van die kerkleiers. Hulle stel glad nie daaraan belang om vir Paulus te verhoor nie. Hulle beplan alweer om hom in 'n hinderlaag in te lei en voor te lê en hom dan dood te maak. Hierdie besem weier egter om na hulle pype te dans. Paulus word in Caesarea aangehou. Stuur julle nou maar, julle mees bekwame manne saam met my, wanneer ek teruggaan, dan kan ons hom daar verhoor. 'n week of wat later is Festus terug na Caesarea, vergesel van 'n groep Jode. Met sy aankoms gaan sit hy by die regbank en roep vir Paulus in. Die Jode kom staan 'n kring om Paulus en hulle slinger allerhande aanklagte teen hom. Festus sit die spulletjie so in bekyk en hy kan nie kop of stert uitmaak van wat die manne nou eintlik wil probeer bewys nie. Wat sê jy op al hierdie aanklagte, vra hy vir Paulus. Paulus haal sy skouers op. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Nie teen die Joodse wet of die tempel of selfs die keiser nie. Festus is nou eintlik in 'n baie moeilike posisie. Hy besef maar al te goed dat Paulus onskuldig is. Hierdie Jode kon met geen konkrete bewyse vorendag kom nie. Maar hy sou wat wou gee om in hulle goeie boekies te kom. Dit kan nogal baie vir sy status beteken. Sou jy bereid wees om na Jerusalem te gaan vir 'n verhoor daar, wil Festus weet. Hy weet dat as hy vir Paulus daarheen stuur, dan het hy sommer dadelik die Jode se vertroue gewen. Maar Paulus besef ook dat as hy na Jerusalem gaan, teken hy sy eie doodsvonnis. Dit moet hy ten alle koste vermy. Paulus wys egter vir Festus op sy regte. Ek staan tereg voor die keiserlike regbank. Hier moet ek verhoor word. U weet baie goed dat ek die Jode niks aangedoen het nie. As ek skuldig was, dan is ek bereid om te sterf daarvoor. Maar ek is onskuldig. En dan neem Paulus 'n baie moeilike besluit. Hy besef maar al te goed dat hy nou hier vrygelaat kan word as die goewerneur reg sou handel. Maar Festus is bitter onvoorspelbaar. En as hy nou sou besluit om vir Paulus na Jerusalem te stuur, is dit klaarpraat. Dan is sy droom oor Rome ook daarmee heen. Hy kan egter sy burgerlike reg uitoefen en hom beroep op 'n verhoor deur die keiser. Dit sal egter beteken dat hy beslis in aanhouding sal moet bly totdat die verhoor afgehandel is, en dit kan nog jare duur. Ek beroep my op die keiser, sê Paulus nadat hy die saak goed oorweeg het. Die goewerneur se gesig val.
daar vlieg al sy goeie aspirasies om vriende te maak met die Jode by die venster uit. Die Jode wil hulle klere skeur, want hulle besef dat dit nou neusie verby is om hulle aardsvyand in die hande te kry. Festus weet nie mooi wat om te doen nie, en hy roep sy raadgewers nader. Wat moet ek doen? Hulle haal hulle skouers op. Ons het nie 'n keuse nie. Hy is 'n Romeinse burger, en as hy hom op die keiser beroep, mag ons dit nie teestaan nie. Jy het jou op die keiser beroep. Na die keiser toe sal jy gaan. Festus is moedeloos. Die Jode is woedend. Paulus besef skielik die volle implikasies van sy besluit. Dit beteken dat hulle hom na Rome toe gaan stuur. Rome, hier kom ek, juig dit in hom. Hoe lank droom Paulus nie al daarvan om in Rome te kom nie, maar die geleentheid het hom net nog nooit voorgedoen dat hy daarheen sou kon gaan nie. En nou, vanuit hierdie totaal onverwagse oord, doem die geleentheid skielik op. En hy hoef nie eers reisgeld te betaal om daar te kom nie. Die Romeinse regering stuur hom gratis na Rome. Dankie Here, dankie, jubel Paulus wanneer hy weer in sy sel kom. Skielik begin die besef tot Paulus deurdring, dat daardie Jode wat hom so genadeloos vervolg het, indirek die hoofoorsaak is, dat hy nou sy droom kan uitleef. En hy word nie op hierdie uitreik aksie gestuur deur medegelowiges nie, maar deur afgodsaanbiddende heidene. Hoe wonderlik is die Here ons God nie. Hy gebruik Paulus se vyande en heidene om sy wonderlike doel te bereik. Kan ons dan nog vir een oomblik twyfel dat God almagtig is? Kan ons nog enigsins dink dat God nie in volle beheer is nie? Kom ons vertrou hom met ons hele wese. Kom ons bid. Here, vanoggend moet ek net in aanbidding voor U neerval en U almag erken en U loof omdat U steeds in volle beheer is. Amen.